Die Vakbond Solidariteit gaan regsfonds van 7 miljoen rand skep om wette wat met regstellende aksie te doen het te keer. Dit volg nadat die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie Solimalatsie Vrydag regulasies in die Staatskoerant gepubliseer het wat die vereistes verslap wat aan buitelandse maatskappye so Starlink gestel word met betrekking tot swart eienaarskap. Ons praat nou met Solidariteitsbestuurshoof Dr. Dirk Herman. Dirk, goeiemôre. Goeiemôre, Oudo. Die Starlink storie is 'n interessante een in die konteks van julle regsplanne, van die minister Solimalatsie is nou voor die parlement geroep. As dit nou wel van toepassing is aan alle maatskappye in hierdie informasietegnologie sektor, dan is dit natuurlik iets wat julle saak help dan nie. Ja, kyk, ek dink dit is die begin van 'n kraak in die wal, want die uiteindelike moet wees dat alle raswette in Suid-Afrika moet uitgefaseer word. Nou hierdie is die begin. Ek dink ook wat 'n mens na toe beweeg is dat daar moet vrystelling wees vir alle buitelandse maatskappye. So dit moet nie net stop by die inligtingstegnologie omgewing nie. Ek dink dit sal eintlik 'n baie hartseer dag wees as mense enkele uitsondering maak vir 'n enkel maatskappy. Maar uit die aard van die saak, indien jy dan in 'n posisie is waar jy sekere kwytskallings maak vir buitelandse maatskappye, dan kan jy nie 'n onbillike las plaas op binnelandse maatskappye nie. So dit sal dan daartoe lei dat 'n mens ook verdere druk plaas op op die vrystelling van binnelandse maatskappye vir raswette. Hierdie is natuurlik maar nog 'n baie beperkte vrystelling. Ons nog nie naaste by alle raswette moet weg nie, maar ons dink dit is 'n stap in die regte rigting en ons moet Suid-Afrika bevry van die huidige rasbedeling. Daar's niks wat wys dat dit goed is vir die ekonomie en werkskepping in Suid-Afrika. Kom ons praat net weer eens oor die skikking wat julle destyds bereik het met die regering oor gelyke en diensneming en waar ons dan 2025 staan, waar julle nou weer hof toe wil gaan oor iets soortgelyks. Ja, dit is korrek. Dit is deel van die ons veldtog is hierdie skikking wat ons bereik het onder toesig van die internasionale arbeidsorganisasie. Dit is eintlik 'n verskriklike tragiese ding, want mense is deur 'n hele proses, 6 maande proses, 'n goeie skikking bereik en daar is 'n klomp beperkings geplaas op raswette, soos onder andere dit moet duidelik wees, jy mag iemand afdank nie, jy moet die beskikbare pool van vaardighede in ag neem. Dit was die regte rigting gewees. En deel daarvan was gewees dat dit 'n hofbevel was en daardie hofbevel moes geïmplementeer geword het. En toe die regulasies gepubliseer word waarin dit vervat moes word volgens die hofbevel, is dit eenvoudig nie gedoen nie. So dit beteken die regering het net eenvoudig daardie ooreenkoms verbreek. Hulle het toe eintlik beweeg na 'n harder rasbedeling en daarom hierdie week, en dit is nou deel van hierdie fonds wat ons het, moet ons ongelukkig, en dit is eintlik tragies, president Ramaphosa hof toe vat vir minagting van die hof. Hy is natuurlik staatshoof, daarom is dit hy self. Dis nou reeds 'n aanvaarde regsbeginsel dat werkgewers bepaalde demografieë mag bevoordeel as die doel is om gelyke diensname te bereik. Talle howe het al oor regstellende aksie beslis. So, wat gaan daai algemene regsbeginsel wees wat kern is tot hierdie veldtog wat julle van stapel stuur in ons howe teen rassewette? Wel, ek dink in die eerste plek gaan ons net die rasionaal weer uitdag. Ek dink wat gebeur het is in hierdie hele debat met die Trump-administrasie is dat die lig weer geplaas is op die rasbedeling van Suid-Afrika. En toe die lig daarop geplaas is, toe sien mens maar hoorie, so dit is nie bevorderlik vir handelsooreenkomste en beleggingsvertroue nie. En dan gaan mens na 'n volgende stap toe en dan begin mens agterkom dat die probleem is eintlik baie dieper. Kyk, dit lei natuurlik tot 'n klomp absurdhede. Ons het dit nou al uitgewys in die brein en die wit gemeenskap wat vreemde dinge gebeur met diskriminasie, die DKD saak was byvoorbeeld 'n voorbeeld. Maar indien jy kyk na wat met gewone Suid-Afrikaners in die algemeen gebeur veral swart Suid-Afrikaners, dan sien jy dat maar ongelykheid groei in hierdie tydperk. En jy sien maar werkskepping word benadeel. En ons gaan byvoorbeeld 'n baie goeie verslag in Junie bekend maak. Dit is nou maande aan werk, is nou deel van hierdie groter veldtog van ons waar ons gaan wys waar die koste van swart bemagtiging op die Suid-Afrikaanse ekonomie is. Wat ons nou maar net sê is op hierdie stadium is die keiser is kaal. Die lig is op hierdie kaal keiser. Dis wat die afgelope tyd gebeur het. En ek dink ons moet van vooraf weer gaan kyk, maar is die doel regte gelykheid, lei dit regtig tot billikheid, lei dit regtig tot regverdigheid, of gebruik ons eintlik net mooi idioom om 'n stelsel in stand te hou
wat tot nadeel is eintlik vir die groter Suid-Afrikaanse samelewing. Die Starlink storie weer eens, Dirk, is vir my 'n interessante een, want as hy so uitgevoer word lydens hierdie nuwe riglyne van die minister en dit is 'n regeringsbesluit, dan moet die regering in die openbaar verduidelik as swart bemagtigingsvennote nie nodig is om hierdie transformasie te bewerkstellig nie. Dan moet hulle tog verduidelik wat die vereistes dan voortaan sal wees vir transformasie. Ja, jou mening hieroor en ook die feit dat julle howe toe gaan oor hierdie goed. Beteken dit is die einde van transformasie in Suid-Afrika? Wel, ek dink dis die begin. Ek praat van die ou rasbuffel wat besig is om te struikel. En ek dink dit is maar wat gebeur. Dit is sulke goeters het maar siklusse en ek dink ons is besig om aan die einde van die siklus wat transformasie betref in te beweeg. As jy kyk na die hele Starlink kwessie en die veranderings van hierdie regulasies, onthou dit is maar net 'n verandering aan die eienaarskap en dan word daar ander bepalings ingebring wat sê jy moet nog steeds belê in ontwikkelingsprojekte, in opleiding, in gemeenskap en so aan. Nou dit is vir my al 'n stap nader na waarna ons moet beweeg. Ek dink waarna ons moet beweeg, as jy praat van 'n alternatief, dan praat ons eintlik wat ons praat van 'n insetgebaseerde program wat lei tot opleiding en ontwikkeling om mense in ekonomie te kry. Op die oomblik het ons 'n uitsetgebaseerde program wat met 'n sakrekenaar bepaal word. Nou daardie program lei op die ou end tot nadeel van baie mense. En ek dink ons het 'n opwindende fase wat voorlê. Ons gaan 100% deelneem daaraan en dit gaan 'n harde fase wees, gaan klipharde gesprekke, hofsaake, internasionale druk ensovoorts wees. Die uitkoms daarvan gaan goed wees vir die land. Julle het ook bepaalde internasionale inisiatiewe, wat behels dit? Ja, die eerste een is om terug te gaan na die Verenigde Nasies se internasionale arbeidsorganisasie om die regering aan te kla vir die feit dat hulle die ooreenkoms verbreek het. Nou daardie ooreenkoms het gesê dat mense met 'n genuanceerde basis hê en ons het terugbeweeg na 'n harde rasbasis. En ek het 'n vermoed dit gaan ook wees wat ons gaan suksesvol wees in die howe want die internasionale bedeling en spesifiek in die Verenigde Nasies, die komitee vir die uitskakeling van rassediskriminasie, almal sê dit moet tydelik wees en dit moet genuanceerd wees. So daar gaan ons terug en dan gaan ons ook 'n interessante ding doen. Ons gaan die spesiale rapporteur vir die Verenigde Nasies se menseregte kommissie nooi om Suid-Afrika toe te gaan om die rasbedeling te kom ondersoek en dit te plaas dan teen die internasionale vereistes. En Suid-Afrika gaan probleme hê om dit te suksesvol te wees, want ons het daai goed geratifiseer, maar ons het 'n stelsel ontwikkel wat permanent is en suiwer op ras gebaseer is. En daardie internasionale konvensies laat dit nie toe nie. So ek dink die raspendulum in Suid-Afrika het net eenvoudig te ver geswaai. Trump het eintlik reg gekry om die pendulum weer 'n bietjie terug te bring. Mens praat nou weer daaroor en ek dink ons moet 'n pendulum van normaliteit weer in Suid-Afrika kry. Dr. Dirk Herman is bestuurshoof van Solidariteit.